Goeiedag, dis baie lekker dat ons weer vandag by mekaar kan wees en ek bid dat jy iets van God se genade en sy voorsiening in ons tyd saam sal ervaar. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Here, uit U, deur U en tot U is alle dinge. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Gemeente, kinders van Jesus Christus en van God ons Vader, mag jy genade en vrede beleef deur God ons Vader, van Jesus Christus se genade, deur die kragvolle werking van sy Gees wat in ons is. Ons gaan vandag kyk na Markus 10 en daar kyk ons na die verhaal van die ryk man. Dit is in Markus 10 vers 17 tot vers 31 en ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling uit voorlees. Toe hy uitgaan om sy reis te hervat, hardloop daar iemand na hom toe, kniel voor hom en vra hom: "Goeie meester, wat moet ek doen sodat ek die ewige lewe kan erf?" Jesus het hom geantwoord: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe een, en dit is God. Jy ken die gebooie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig nie, jy mag nie bedrog pleeg nie, eer jou vader en jou moeder." Maar hy antwoord hom: "Meester, al hierdie dinge het ek van jongs af nagekom." Jesus het stip na hom gekyk, hom lief gekry en vir hom gesê: "Een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het en gee dit vir die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê. En jy, kom hier, volg my." Maar hy het neergedruk geword oor hierdie antwoord en bedroef weggegaan, want hy het baie besittings gehad. Jesus het toe om hom rondgekyk en vir sy disippels gesê: "Hoe moeilik sal hulle wat rykdom het in die koninkryk van God ingaan." Die disippels was verbuisterd oor sy woorde. Jesus sê toe weer vir hulle: "Kinders, hoe moeilik is dit tog om in die koninkryk van God in te gaan? Dis makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan as vir 'n ryk mens om in die koninkryk van God te gaan." Die disippels was uit die veld geslaan en het vir mekaar gesê: "Wie kan dan gered word?" Jesus het stip na hulle gekyk en gesê: "By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie, want by God is alles moontlik." Petrus het vir hom gesê: "Kyk, ons het alles agtergelaat en U gevolg." Jesus het geantwoord: "Amen, ek sê vir julle, daar is niemand wat huis, broers of susters, moeder, vader of kinders of grond ter wille van my en ter wille van die evangelie verlaat en nie nou in hierdie tyd 100 maal soveel ontvang nie. Huise, broers en susters, ma's en kinders en grond en die vervolgings daarmee saam, en in die bedeling wat kom, die ewige lewe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees, en wat laaste is, eerste." Ons gaan tot daar sal lees. Dalk het jy ook al gevoel asof jy net wil wegkom van alles, asof die werk en die gesinsdruk net te veel is, en dalk moet jy eerder net alles verkoop en vir jou 'n plekkie koop in die Middellande of in die Drakensberge en net van die land leef, en dalk net soos klein taakies doen om aan die gang te bly. Ek hoor by die Bybelstudiegroep dat een persoon noem van 'n man wat dit vir sy familie gesê het: "Hoor jy, ek gaan alles verkoop, ek gaan jou, my vrou, skei, en jy moet maar sorg vir die kinders, maar ek verkoop alles en die Here het my geroep, ek moet gaan. Ek kan nie vashou aan hierdie dinge, al hierdie materiële goed nie." En ek dink dis nogal 'n verwronging van hierdie teks. Dis nogal, ek dink, 'n maklike manier om uit 'n klomp goed uit te kom. Want hoe maak ek as besigheidseienaar, as ouer, as werknemer, as iemand wat ander mense voor omgee, iemand wat vir ander werk skep, met 'n gedeelte soos hierdie? Hoe is ek deel en hoe is ek mens in hierdie wêreld, en hoe ervaar ek ewige lewe, soos wat hierdie ryk man van Jesus vra?
Nou hierdie ryk man kom na Jesus toe en hy het hierdie versoek, hoe kan ek die ewige lewe kry? En Jesus antwoord hom met 'n klomp doengoeders. Al hierdie goeders wat ons raak sien in die 10 gebooie. Eer jou vader en jou moeder. Al daai tipe goeders. En hy antwoord Jesus, maar ek doen al hierdie goeders. Aha. Okay. Okay, dis wat dit is. Want aan die een kant is sy ding gewees van, maar wat doen ek? En wat doen ek om die ewige lewe te kan kry? Die ander ding is, wat het ek? En juis iets van sy identiteit, 'n ryk man, ja, 'n ryk man wat voor Jesus kniel, en iets van sy eer kom opgee, iets van sy mens wees, want om ryk te wees beteken jy het status in daardie wêreld, beteken jy het mag, beteken jy het invloed op ander mense. So die feit dat hy voor Jesus kom kniel, sê iets van sy houding teenoor Jesus, en hy's opreg wanneer hy na Jesus toe kom, en dis dalk juis wanneer Jesus hom raak sien en hom lief kry, en seker jammer kry, maar ook deur hom sien. Want dit wat hy het, is besig om hom vas te hou. En ek dink 'n probleem wat baie keer gebeur met hierdie gedeelte is dat mense baie keer hierdie sommer almal oor die kam skeer met hierdie gedeelte. Dat alle rykdom verkeerd is, dat alle geld verkeerd is. En dan kom jy by daai punt uit soos aan die begin. Soos ek gaan alles verkoop en ek gaan klein taakies doen en ek gaan sendingwerk doen, en in plaas van om te besef dat ons almal sendelinge is, dat ons almal as God se kinders ambassadeurs van sy koninkryk is. En dan juis konfronteer Jesus hom met hierdie, ja, okay, volgende ding wat jy kan doen, gaan verkoop alles. Want hierdie waaraan jy vashou, hou eintlik aan jou vas. Dit hou jou terug. Dat jy nie die koninkryk van God raak sien nie. Terug dat jy nie die ewige lewe nou hier kan ervaar nie. En daarin lê die probleem. Jesus het dit nie kom vra van die ander disippels op hierdie selfde woorde nie. En as jy kyk na hierdie gedeelte, sien ons iets van 'n roeping van hierdie ryk man. Dieselfde tipe roeping wat hulle gekry het van kom volg my, word vir hom ook gevra, maar hy kan nie dit neersit nie. En daarom is hy bedroef daar weg. Ons sien iets van Petrus wat op 'n tipiese Petrus manier antwoord, maar Here, ons het alles gelos. En Jesus sê, ja, julle het. En gelukkig is die wat los. Want ons besef dat jy soveel meer rykdom bykry, soveel meer broers en susters en ouers en huise, maar ook hierdie lyding wat julle in Rome hierso raak sien, dit wat julle beleef, is saam met julle deel van die ewige lewe. Die ewige lewe is dis nie 'n plek wat vry is van sorge nie, vry is van sorge van die lewe en dit waarvan ek kan wegvlug nie. Maar dis God se teenwoordigheid. Juis God se teenwoordigheid saam met ander mense, saam met hierdie nuwe familie. Want ja, wanneer daai ryk jong man hierdie goed moes weggee, is dit nie sy goed om weg te gee nie, dis sy familie se goed. Dit is sy familie se skatte, dit is sy familie se status. En hoe raak dit vir hom belangriker as om by God te wees? As ons nou dink aan ons samelewing, jy of ons by NG Veda Park, dis nie 'n klomp monnike of nonne wat alles opgegee het om net te sit en Bybel lees heeldag en dalk in die lande te werk of dalk traktaatjies uit te deel nie. Ons is ouers, ons is werknemers of werkgewers.
Ons is sakemanne, ons is entrepreneurs, dokters, onderwysers, mense wat die wêreld aan die gang hou, mense wat ander versorg, wat vir ander omgee. En ek dink juis daarin lê die uitdaging vir ons ook, juis wanneer ons wil vaskyk in ons materiële goed. Wanneer ons vra wanneer is genoeg, genoeg. Juis wanneer dit vir my meer gaan oor dit wat ek het, dit wat ek ry, waar ek bly, want dan raak ek vasgevang in hierdie ding van, hoe kom ek by God uit? Amper asof ek 'n toring soos in Babel wil bou, om by God uit te kom. En dan, met hierdie dade, met hierdie dinge wat ek wil doen, is dit vir my moeiliker om by God uit te kom, as om 'n kameel deur 'n naald se oog te kry. Natuurlike hiperbool wat Jesus gebruik, maar juis om iets uit te lig van hierdie onmoontlikheid daarvan. Hierdie onmoontlikheid staan teenoor die moontlikheid van God. God wat genadig is, God wat mense innooi, God wat sy genade vrylik uitdeel. En die verskil, die ewige lewe lê in perspektief. Die koninkryk van God, om dit raak te sien, lê in perspektief, om raak te sien die broers en susters, die huise, die besittings wat alles aan God behoort, waaraan ek deel kan hê. En die vraag word dan, hoe gebruik ek hierdie goed tot eer van God? Hoe gebruik ek dit om God se koninkryk uit te brei? Hoe gebruik ek dit? En hoe sien ek raak en hoe is ek dankbaar vir wat ek het? Juis om dit ook te kan uitdeel. Want ons is mense wat gee. Ons is mense wat belasting betaal. Ons is mense wat ander help. En dan kan ek ook iets daarvan raak sien in die manier hoe ek dit doen, dat ek daardeur God se koninkryk hier op aarde vestig. Mag jy dan gaan in die vrede, dat ons reeds in die ewigheid is, saam met God. Mag ons aktief deelneem om God se koninkryk sigbaar te maak. En mag ons ook met daai bewustheid van soms is dit swaar, maar dit neem my nie weg uit die koninkryk van God uit nie. Mooi week vir jou verder. Totsiens.